Ek praat met jou uit die boek Job van 'n man wat van die Asoop af gekom het. Hy was eers die rykste man in die wêreld en toe Asoop en toe die hoogste weer van Asoop weer na die troon toe. Hierdie man het alles verloor, sy gesondheid, sy kinders, al 10 sterf op een dag. Sy vrou sê vir hom, dis beter, jy moet nou maar sterwe. Sy vrou sê dit van toe hy sy gesondheid verloor het. En nou draai sy vriende teen hom. En ek praat met jou oor die tweede deel van hierdie aanbieding vandag. En ek wil jou aanmoedig om deel 1 by my te bestel, deur net vir my die woord Job te WhatsApp, en ek stuur vir jou daardie video, daardie aanbieding. Ek het vir jou verlede keer aangebied van Job se vriende wat hom so beledig het, en baie keer is dit baie seer as mense jou beledig. Hulle begin vir Job te sê, dis sy skuld dat hy alles verloor het. Dis sy skuld dat hy siek is. Dis sy skuld. En Job antwoord hulle in hoofstuk 16 met hierdie woorde. Job sê vir hulle, dergelike dinge het ek al baie gehoor, die goedjies wat julle sê. Treurige vertroosters is julle almal, sê in 16 vers 2. Job gaan aan en hy sê vir hulle in vers 5 in hoofstuk 16, ek sou julle kon versterk met my mond, en die troos van my lippe sou versagting aanbring. Hy sê by implikasie vir hulle, ek het nou 'n trooswoord nodig, ek het nou sagte woorde nodig, maar julle is nie goeie vriende nie, sê hy vir hulle, julle is maar swak troosters. Job sê sy gees is in sy binneste verward. Hy verstaan nie hoekom hy alles verloor het nie. Hy hou vol dat hy onregverdig is. In hoofstuk 17 hou hy aan nie, of laat hy regverdig is liewers, laat hy onskuldig is. Hy sê in hoofstuk 17 vers 1, terwyl ek hierdie boek vir jou so 'n bietjie deurblaai net om hom oop te probeer breek vir jou, sodat ons hierdie man se lewe verstaan wat my so beïndruk het. Ek dink na Abraham beïndruk hy my die meeste van alle helde in die Bybel. Hoofstuk 17 sê, my gees is verward, my dae is uitgeblus. Job reken hy gaan nou sterwe. In die vorige aanbieding het ons gesien hoe die Bybel sê, daar het etter uit sy liggaam geloop, die sig uit sy wonde uit. Daai woordjie staan net so in jou Bybel, in jou vertaling. Die wurms was op sy liggaam gewees. Hy sê, die graf wag op my, sê 17:1. Waarlik bespottinge is my deel, en op hulle getwis moet my oog rus. Hy sê, hy moet nou maar tevrede wees, dat mense met hom spot. Hy weet, hy is onskuldig. Hy is moeg. Hy sê in hoofstuk 17 vers 3, gee tog 'n pand, staan borg vir my by u. Job pleit dat iemand toch net vir hom sal instaan. Staan borg vir my by u, wie anders sal vir my borgskap verleen? Ons weet dat ek en jy het 'n borg gekry, né? Jesus het vir ons gesterf van die kruis, en wanneer ons siek is, kan ons nagmaal gebruik en sê, deur u wonde het daar vir my genesing gekom. Job pleit vir borg. Hy verstaan nie wat gaan aan nie, hy weet nie van die eerste aanbieding wat ons verlede keer oor gesels het, dat dit 'n gesprek tussen Satan en die Here was, en dat die Satan gesê het, Job dien nie net omdat hy vir hom goed is, en die Here het gesê, ag Job dien my nie net omdat ek goed is nie, hy sal my waarlik aanhou bly dien, en toe sê hy vir die Satan, neem maar alles weg, behalwe sy lewe, hy sal my bly dien, ek weet hy sal. Job is heeltemal onbewus van daardie gesprek, en Job wil nou na God toe gaan, soos in 'n regsstryd, waar God die regter ook is. En Job sê hierson 17:4, u het hulle hart gesluit vir verstand. Hy sê sy vriende het geen verstand, hulle hart is gesluit. Daarom sal u hulle nie laat triomfeer nie, hulle gaan nie wen nie. Hy gaan wen in hierdie hofstryd, sê Job, al sit hy op die Asoop. Job sê, hy wat vriende aanklaag vir 'n buiteaandeel, die oë van sy kinders sal versmag. Nou sê in vers 6, hy het my 'n spreekwoord vir mense gemaak. Hy sê eintlik, I'm the talk of the town. Almal sê, kyk hoe lyk Job. Daar die rykste man wat ooit gelewe het. Ons weet wie die rykste vandag is. Hy is dubbel so ryk soos die tweede rykste mens in die wêreld tans hier in vandag se tyd. Job was die rykste man van sy tyd. Hy sê, I'm the talk of the town. Almal praat, kyk van die troon tot op die Asoop. Almal praat van hierdie Job. Nou vriende,
Hy sê, I'm the talk of the town, en dan sê hy hierdie woorde, ek moet iemand wees, wat hulle in die gesig spieg, die mense het hom begin spoeg. Ek sien in my verbeeldingsoog die wrede gesig, hoe die sig uit sy wonde loop, hoe mense hulle keel, wat vol slijm is, droog maak, ag verskoon my, hulle maak hulle keel skoon, hulle trek hom diep uit, en spoeg hulle in, sê jou vuil goed. Hy sê, hoe hulle op my spieg, wanneer ek hierdie lees, dink ek aan Christus, wat onskuldig was, heeltemal onskuldig, die seun van die lewende God, hy het alles verloor. Sy vriende het van hom weggedraai, die disciples het van hom weggedraai, almal het hulle rug op hom gedraai, hulle het op hom gespieg. En van hier af in hoofstuk 17 vers 6 het Job nie meer geargumenteer nie. Hy het maar net getreur, en hy het aanhoudend gehuil, want vers 7 sê hierdie woorde, daarom het my oog dof geword, van verdriet, en al my lede is soos 'n skaduwee. Hy sê, my oog kan nie meer lekker sien nie, ek glo, dat vanweë die aanhoudende gehuil het, sy oë toegeswel, vanweë die infeksie, inflammasie, en hy dowwe visie gehad. Hy sien nou geen uitweg meer nie, sy toekomsvisie is in elk geval lankal dof. En Job sê vir sy vriende, kom praat maar aanhou met my, ek vind geen wyse man onder julle nie. Hy sê, my dae is toch verby, ek gaan sterwe, maar julle is nie wys nie. Job word net aanhou beskuldig, nou beskuldig hulle omdat dat hy 'n kwaaddoener was, dis hoekom hierdie goed met hom gebeur het, sê hulle, ek leer uit hierdie boek, moenie ander mense oordeel nie, jy weet nie waar deur hulle gegaan het nie. Hoofstuk 18 vers 15 sê, iemand, hy het iets gesteel, hy sê, daar woon in sy tent iets wat aan hom nie toe behoort nie. Hulle sê, Job, hierdie goed het met jou gebeur, omdat jy iets gevat het in jou lewe, wat nie aan jou hoort nie, of in jou lewe is daar dalk 'n sonde. Hy het 'n geheime sonde, sê sy vriende, en Job is onskuldig. Hoofstuk 18 vers 21 sê, hoe sy vriende hom beledig, hulle sê, sekerlik, so gaan dit met die woning van die kwaaddoeners, en so met die plek van hom, wat God nie ken nie. Job word nou belei as iemand wat 'n kwaaddoener is, en wat God nie ken nie. Hy word nou beledig, jy het jou kinders verloor, omdat jy 'n sondaar is. Het jy nie ook al gevoel, Here, wat het ek verkeerd gedoen nie? Dis nie te sê, jy het iets verkeerd gedoen nie. Keep on, keeping on, hou aan om die Here te dien. Hierdie man beïndruk my, ten spyte van alles, hou Job net aan om die Here te dien. Hy sê vir hulle in hoofstuk 19 vers 3, nou 10 maal al, doen julle my smaadheid aan, mishandel julle my. 10 staan is 'n volmaakte getal, dit beteken nie, het was fisies 10 maal nie, hulle het baie meer as 10 keer van hom slegte goed gesê. 10 beteken net, is 'n volmaakte getal, hy sê, julle het my volmaak beledig. 10 maal doen julle my nou al smaadheid, dan mishandel julle my. Maar weet, sê vers 6 van hoofstuk 19, dat God my onregverdig behandel. Job dink nog steeds, is God wat dit aan hom doen. En by implikasie is het God, wat God het die Satan toegelaat. En hy sê, God behandel my onregverdig. Job sê, hy is onskuldig. Hy hou vol. En nou begin Job te vertel, hoe dit nou moet omgaan in hoofstuk 19 vanaf vers 13. En hy het hierdie woorde, hy sê, my broers, het hy ver van my verwyder, so sy broers het hom nie kom besoek, sy ma se kinders. My bekendes het vir my heeltemal vreemd geword. Hy was so bekend geweest, die rykste man van die ooste, skielik ken niemand hom meer nie. Hy het miskien nou meer geld nie, hy het nie meer aansien nie. Hulle hou hulle ver van hom af. Hy sê sy naasbestaandes ontbreek, geen familielid stel nou meer in hom belang nie. Nie sy broers nie sy neefies nie sy niggies nie. Hy sê my bywoners en my slavinne beskou my as 'n vreemde, soos hulle wat daar agter in die jaard by Job gebly het, of sy slavinne sê, nee man, ek ken nie daai man nie. Hy sê, ek het 'n onbekende geword, ek het eensaam geword. Julle 3 sit hier so by my, sê vir sy 3 vriende, maar julle is maar mistroostige vertroosters. Hy het geen naasbestaandes by hom nie. Sy vrou sê vir hom, man, jou asem stink, weg is jy. So staan dit in hoofstuk 19 vers 17, my asem is vir my vrou hinderlik,
My slegte reuk vir die kinders van my moeder se skoot. Met ander woorde, sy broers wil nie naby hom kom nie, want hy ruik te sleg. Sy asem stink. Dit klink kras, maar dis wat dit is. Hy sê, jong seuns minag my, wil ek opstaan en spot hulle met my, soos as hy probeer om op te staan. Die jong kinders wat van die skool afkom, of wat daar na by die ashoop verbyloop, hulle spot met hom, hulle lag vir hom en sê, kyk hy oom, sies, hy stink. Al my vertrouwde vriende, met ander woorde, hulle wat regtig sy vriende was, het 'n afskie van my, en die wat ek lief gehad het hulle teen my gekeer, soos niemand bly oor in Job se lewe nie. Tog dien hy nog steeds die Here. My gebeente kleef aan my vel en aan my vlees. Ek het slegs met my tandvleis ontsnap. Hy sê eintlik, I am a bag of bones. Ek is maar net 'n sak vol bene. Hy pleit nou by daardie 3 vriende. Hy sê, ontferm julle tog oor my. Ontferm julle oor my vriende, want die hand van God het my getref. Baie mense het nie geld nodig nie. Ja, hulle het. Baie mense het nie gesondheid nodig nie. Ja, hulle het. Maar weet jy wat het hulle eintlik nodig? Net 'n vriend. Kom ons wees daardie vriend vir iemand wat ons nodig het. Nou sê Job hierdie woorde, mag my woorde tog maar opgeskrywe word in 'n boek met 'n ystergriffel in rots. Hy sê, want eendag laat dit vir die nageslag bewaar word, want hy reken hy gaan nou sterwe. Hy sê, dat dit opgeskryf word, want iewers in die toekoms gaan my onskuld bewys word. Al is dit nadat ek gesterwe het. Hy wil hê sy lewensverhaal moet vir die toekomstige generasies opgeskryf word, en dan hierdie bekende vers in die boek Job. Job 19 vers 25, maar ek weet, wil jy dit saam met my sê nie, ek weet. Hy sê, ek weet my verlosser leef. Die Engels is so mooi, I know my Redeemer lives. Ten spyte van hierdie omstandighede, sê hy nog steeds, my God lewe. Ten spyte van sy kinders wat dood is, ten spyte van sy vrou wat hom wegstoot, ten spyte van sy broers wat nie naby hom kom nie, ten spyte van sy hele familie, ten spyte van al sy vriende, sê ek weet my verlosser lewe. En dan sê hy sal laaste oor die stof opstaan, asof Job profeties praat en sê, daar is 'n opstanding uit die dode uit. En alles ek dan al dood, sal hy oor my opstaan. Ek gaan weet, God staan oor my saak op. En Job sê eintlik in die volgende verse vir sy vriende, julle moet versigtig wees hoe julle met my praat, en van my praat, want julle gaan geoordeel word. En as ek iets hieruit moet vat, dan sal ek sê, Here, help my, ek wil nie geoordeel word nie. Ek is jammer waar ek iemand beoordeel het, onregverdiglik. En nou gaan sy vriende net aan om hom te beledig. Hulle beledig hom nou as gierig, geldgierig, selfsugtig. Hulle sê in vers 27 van hoofstuk 20 hierdie woorde, die hemel openbaar Job se ongeregtigheid. Die aarde staan teen Job op. Hulle sê eintlik, dis die hemel wat teen jou opstaan. Job, dis jou skuld. Jy was geldgierig, selfsugtig. Job was nie so gewees nie. Job was onskuldig. Job kies nog steeds om die Here te dien. Hy sê vir sy vriende, kyk, in hoofstuk 21 vers 16, en hy kyk na mense, hy sê mense, daar's goddelose mense wat voorspoedig is, jy weet dit maar so ook. Hy sê, kyk, hulle voorspoed is nie in hulle hand nie. Die gesindheid van die goddeloosheid is ver van my. Hy sê, alles die voorspoed van die goddelose nie in sy hand nie. Alles die goddelose mense wat voorspoedig is. Ek sal nie soos hulle word nie. Ek gaan nog steeds die Here dien. En hy sê vir sy vriende, in die laaste vers van hoofstuk 21, hoe troos julle my dan op so 'n nietige manier? Job se vriende, was hulle werklik sy vriende? En wanneer ek en jy oor ons lewe kyk, dan sien ons ook maar, daar's mense wat ons gedink het ons vriende is, maar hulle het hulle geopenbaar, hulle is nie jou vriende nie. Hulle het hulle geopenbaar. Hulle het toe nooit in jou voorspoed belang gestel nie. Hulle het hulle geopenbaar, hulle is nie bly as dit met jou goed gaan nie.
Hulle het hulle geopenbaar wat hulle ware klere is, maar dit beteken nie ek en jy moet ophou om die Here te dien. Hou jy aan om 'n goeie vriend te wees. Wees jy die ene wat 'n goeie vriend is en hou aan om die Here te dien. Hulle sê nou vir Job moet nou tot bekering kom, sê sy vriende vir Job. Asof Job 'n sondaar is. Hulle sê vir Job, sluit tog vriendskap in vers 21, hoofstuk 22, vers 21. Sluit tog vriendskap met God, sodat jy vrede kan hê. Hy sê eintlik vir Job, jy sê 'n vriend van God nie, man. Vers 23, as jy tot die Almagtige terugkeer, het Job nog hier die houe nodig? Het jy nog daar die houe nodig in jou lewe? Hoofstuk 23, soek Job nog steeds na God. Hy sê in vers 10, God weet hoe my wandel is, hoe ek loop. God weet hoe my lewe hier tussen die mense is. As hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Job sê, God toets my, maar daar is nie onsuiverhede aan my nie. Ek is getrou aan hom. As God besig is om my dalk te toets, ek sal soos goud tevoorskyn kom. God bly in God se almag en alwetendheid glo. Hy bly net in hom glo. En hy sê in vers 13, hoofstuk 23 vers 13, hy sê God bly die onveranderlike. Ten spyte van alles loof hy nog steeds die Here. Dit dwing my tot stilstand. Kan ek God altyd dien? Hy sê hy bly die onveranderlike, een wie sal hom teehou? Hy sal volbring, hy sê God sal alles klaar maak. Hy sê eintlik by implikasie, ek is oorgegee in sy hande. I surrender all to thee. Hy sê ek is verskrik in vers 15, hoofstuk 23. Ek is oorgegee, ek is bang. Wat sal ons van hierdie dinge alles sê? En nou kom die Bybel, en hy sê in hoofstuk 26, hy sê in vers 11, die pilare van die hemel wankel en staan verstom. Hy sê God is so groot, en hy begin God net besing. Hy sê in vers 13, hoofstuk 26, deur sy asem word die hemel helder, sy hand, en God word besing deur hierdie verslaane Job. En die Satan verloor, as ek het 'n weddenskap mag noem, die Satan verloor teen God, want die knegt Job bly by die Here. Job sê eintlik by implikasie, ons weet maar baie min. Ons ken maar 'n gefluister van God se donder. Dit sê in hoofstuk 14, of liewer hoofstuk 26 vers 14. Kyk, dit is maar die uitlopers van sy weet. En wat 'n fluisterwoord hoor ons van hom. Wie sou dan die donder van sy magtige dade verstaan? Hy sê, wanneer dit God donder, die woorde donder, dan dit wat ons hoor is maar 'n fluister. Ons weet so min van God, kom ons dien hom maar net, ons verstaan nie alles nie. En Job bly maar net vasstaan, hy bly maar net aanhou, hy staan vas in sy onskuld. En hy in hoofstuk 28 sê hy, God, en dis my insiggewende hoofstuk, jy kan dit gerus by die huis lees of rustig lees, hy sê in hoofstuk 28, God is die bron van alle wysheid. Hy sê, mense kan huise bou, mense kan goud onder die aarde uit myne uithaal, hulle het al in Job se tyd myne gehad. Hy sê, mense kan yster uit myn, hulle kan koper uit myn, maar wysheid, waar sal mense dit vind, sê hoofstuk 28. Hoofstuk 28 sê, wysheid is onvindbaar, dis onkoopbaar. Hy sê, net God weet waar wysheid is, en hy sê dan later, wysheid kry jy net by 'n verhouding met God. Al het jy alles, my liewe vriend, al het jy al die goud, maak Job hierdie stelling toe hy alles verloor het. Maak Job hierdie geweldige ware feit bekend. Hy sê, al het jy al die myne van die wêreld, en al is jy 'n mynmagnaat, 'n geldmagnaat, 'n oliemagnaat. En al weet jy van God, dis die vrees van die Here, die respek, die verhouding met God, dis al wat tel.
En nou vertel Job dat hy deur die laagste van laagstes gespoeg word. Die Bybel sê hier in vers 10 van hoofstuk 30 vers 10, hy sê die mense het 'n afskie van my. Hulle staan op 'n afstand, hulle kom nie naby Job nie, as hulle hom sien, dan stap hulle so 'n bietjie verder as 'n blok weg van hom af. Hulle wil nie naby hom wees nie, hulle wil nie met hom geassosieer word nie. Hulle staan op 'n afstand en hulle spieg hom in die gesig. Ja, hy praat van die laagstes van laagstes. Die mense wat as laag geag word, spoeg hom in die gesig. Die Bybel sê in vers 12, dat die mense stamp hom op. Hy sê aan die regterhand staan die gespys op, hulle stoot my voete onder my weg. Soos wanneer hulle nog naby hom kom, dan stamp hulle om en sê hulle vir hom, voetsek, weg is jy. Hulle stamp hom om. Hy sê in vers 17, hoofstuk 30 vers 17, die nag deurboor my gebeente, dit val my af aan, dit val van my af, en my knaande pyne rus nooit. Job het onophoudende pyn, dag en nag onophoudelik. Sy vriende beledig hom. Die mense wat nog naby kom, spoeg op hom. En dalk naby genoeg kom, maar stamp hulle hom, sê uit die pad uit jou vuil goed. Hy sê in vers 27, my ingewande kook sonder ophou. Ek glo dis van die inflammasie, dit kook hier binne in hom. Dae van ellende het my teëgekom, koors, kokende pyn. Hy sê, ek het 'n broer geword, vers 29, vir die jakkalse, 'n vriend van die volstruise. Job is totaal uitgewerp, sy vriende beledig hom as 'n sondaar, as 'n kwaaddoener, as iemand wat tot bekering moet kom. Sy vrou het hom nou verstoot. Sy broers en susters kom nie naby hom nie. Hy is alleen, en die wat nog by hom is, steek met hulle woorde messteke. Maar Job hou aan om God te dien. Hierdie man het my beïndruk. Kan ons God dien as ons niks het nie? Wil jy nie maar God dien, ongeag alles? Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie vir hierdie aanbieding van vandag, wat U met my, en ook glo ek met elkeen gepraat het. Dankie dat U ons weer heel maak, dat U ons weer herstel, soos wat U vir Job herstel het. Gee ons die genade om 'n goeie vriend vir ons vriende te wees. Alles hulle nie goeie vriende altyd vir ons nie. Gee ons die genade om U te dien, as dit goed gaan of nie goed gaan nie. Ek loof U daarvoor. WhatsApp vir my die woord Job, en ek stuur vir jou gratis hierdie video greep, hierdie video klip, hierdie video van die hele reeks, wanneer dit gereed is, en as jy, of laat ek liewer so sê, en ondersteun asseblief ons bediening, deur vir my die woord ondersteun te WhatsApp, en dan stuur ek vir ons bankbesonderhede. En dan, derdens, maar baie belangrik, as jy by ons Bybelskool Universiteit wil inskryf, WhatsApp vir my die woord Bybelskool Universiteit of Universiteit, net die woord Universiteit, en ek stuur vir jou die detail, die inligtingsblad, ek stuur vir jou die YouTube blad waarna jy kan gaan kyk, om ingelig te word ook daaroor. Mag die Here jou ryklik seën. Moenie die volgende lesing mis, waar ek jou vertel hoe Job herstel is nie, en wat sy dramatiese wending sy lewe ingeneem het. Dit gaan jou seën. Tot volgende keer hoor. Bye.